Ons lees in Matteus 9 vers 9, kort nadat Jesus die bedlêende gesond gemaak het, dat hy by die tolhuis verbyloop en daar sien hy vir Matteus die tollenaar by die tolhuis sit en hy sê vir hom, volg my. En Matteus het dit dadelik gedoen en kort daarna het hy vir Jesus saam met ander tollenaars en sondaars in sy huis ontvang. En dan maak die fariseërs beswaar en hulle sê, maar hoe kan hy saam met sondaars en tollenaars eet? Hy is toch te belangrik, hy kan toch nie met hierdie mense saam eet wat deur die Jode gehaat word en op wie almal neersien nie. En dan sê Jesus toch vir hulle dat dit is die sieke wat die dokter nodig het. Hy het gekom om barmhartigheid te bewys aan hulle. En die hele saak van barmhartigheid wat in die Grieks met eleos of eleo vertaal word, wil vir ons iets vertel van God se passie vir mense, sy liefde, sy onvoorwaardelike omgee, juis vir mense wat dit nie verdien nie. Hy het immers gekom om mense te red, hulle wat verlore is, hulle wat hom regtig nodig het. En dit laat mense ook dink vandag oor ons barmhartigheid. As 'n mens in 'n land bly waar 'n mens nie noodwendig baie nood om jou raak sien nie, dan kan 'n mens partykeer verleer om barmhartigheid aan ander mense te bewys. Jy kan dink dit gaan goed met jou of jy kan onder die valse indruk verkeer dat dit met almal goed gaan. En dit my die vraag laat vra, waar begin barmhartigheid? En as ons met mekaar eerlik wil wees, begin barmhartigheid eintlik in jou eie huis. Stephen Covey het gesê dat ons is wat ons herhaaldelik doen. En miskien moet ons weer leer om vir mekaar in ons huis barmhartigheid te bewys. Toe ek oor die onderwerp nagedink het dit by my opgekom dat as ons regtig wil iets verstaan van barmhartigheid, moet ons aan die lewe van 'n moderne ma dink. Sy laat haar kinders by die skool af, sy gee vir hulle kos, sy ry hulle rond, sy doen oneindig baie moeite vir hulle. Geen opoffering is groot genoeg nie. Maar barmhartigheid gaan selfs nog verder. Dit gaan oor wat God vir ons gedoen het, wat God vir my en jou gedoen het. Dat hy aan jou en my, wat soveel sonde het, soveel in die ellende van die oordeel sou wees, kom en sterf aan die kruis uit van Golgotha, sodat, sonder dat ons het verdien, ons deel aan sy liefde kan kry. Onthou dalk dit vandag. Kom ons gaan doen barmhartigheid, kom ons gaan oefen dit, kom ons leer onsself om weer sensitief daarvoor te raak, sodat ons ook die nood van ander mense kan raak sien om ons. Baie dankie.